Jimmy, ek kan sommer net aanvoel dat ek en jy 'n lekker gesprek gaan hê en ek kan die humor in jou oë sien en die glimlag op jou gesig. Baie dankie dat ek die voorreg het om met die kaptein van alle souse in Suid-Afrika en ek wil amper sê wêreldwyd kan gesels. Dankie Herman, is lekker om hier te wees. Heerlik. Jimmy, jy het 'n baie interessante verhaal en een van die verhale van swaar begin, minimalisties begin in jou lewe en tog suksesvol aan die kant uitgekom het. Maar dit was nie 'n maklike pad gewees nie. Ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels. In die weermag toe jy daar was, het jy 'n interessante storie oor die korporaal wat vir jou gesê het, porra toe jy daar op aandag gestaan het. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ek was in Walvis Bay in Twiesai, 1976, toe die korporale, die een streep korporale was baie magtig in die army daai tye. En toe sê hy, porra, kom hier so. Toe antwoord ek hom nie, ek staan op aandag. En hy roep my so 2 of 3 keer en toe kom staan hy met sy gesig by my en sy aar en hy sê, het jy nie vir my geluister? Ek sê vir hom, my naam is Rifleman J.M. D.R. Baptista, 755-81207 BT. I will respond to you if you address me properly. Toe dink ek, jy gaan my klap, maar wat? Nee, toe begin hy glimlag en sê, ja, hy is Arrogant. Ek sê, ja, ek het mos my regte. So ja, dit was die army, jy weet, die army het, hulle het mos name vir alles. Jy weet, as jy Engels was, is maar snaakse name wat hulle gekies vir almal, ja. En deesdae is jy Jimmy en hoe verwys mense in die algemeen, as hulle in die publiek raakloop, is daar mense wat jou byname gee of noem? Ag nee, eintlik, hulle is Jimmy, ek is net Jimmy, so ja. Eintlik my naam, my steefma, toe ek jong was, ek het baie keelseer tonsillitis gekry. En toe sy het my Jeremy genoem. Jy weet van die germs. O ja. En later het dit evolve na Jimmy toe, ja. So jou naam het die ontstaan gehad eintlik van 'n kiem af. Ja. Ja. Nou Jimmy, jy's 'n absolute voorbeeld van 'n entrepreneur en op 'n baie jong ouderdom, toe jy nou na weermag moes jy kampe bywoon, jy kon nie 'n vaste aanstelling kry nie en om kos op die tafel te sit, het jy alles probeer. En daar was 'n baie oulike insident toe jy, soos hulle sê, die peepholes, daai wat jy nou in die deur het, wat jy kan sien na buite, wie daar buite is, dat jy dit verkoop het daar by Boland Park. Yes. Ja, dit was interessant toe, ons het so 'n groepie uitgegaan, toe ek dink hy woonstel het, ek dink 12 vloere of ek weet nie hoeveel vloere het dit. Ja, ek kan onthou, ek dink is 15 vloere, want ek het koerante daar afgelewer. Exactly, so nou gaan ons so 'n groep, en toe sien ek die ouens loop op met die trappe, ek dink nee, so vat ek die lift op, na boontoe, en dan begin ek afloop, jy weet, dit is 'n bietjie makliker. Anyway, ek kom by ou tannie, ek klop op haar deur, sy maak oop, en ek sê vir haar, ek verkoop hierdie peepholes om in die deur te sit. Sy sê nee, sy wil nie hê nie, maar ek sê tannie, jy het die deur oopgemaak, ek kon 'n skelm gewees het. Anyway, terwyl ek was so desperaat, terwyl ons praat, ek het so 'n eyster-ding met serrated, wat jy eintlik 'n gat in die deur kan maak. Toe begin ek hierdie gat insit, ek sit die peephole in en ek sê, nou kyk nou tannie, kyk. Sy maak die deur toe, ek sê, kan jy my sien? Sy sê ja. Maar toe maak sy op, sy sê, ek wil dit nie hê nie. Met 'n gat in haar deur. Ek sê, tannie is net R5. Anyway, toe moes sy, anders sou sy met 'n gat in haar deur gesit het. Maar anyway, ek dink dit het haar gehelp om te sien wie is aan die ander kant van die deur. Ek is seker van, daar's 'n klomp peoples in Boland Park vandag. Jimmy, jy het geleer van die jongs ouderdom af om regtig buite die boks te dink, soos hulle sê, en natuurlik alles te probeer om geld op die tafel te sit, kos op die tafel te sit. Wat het jy andersins gedoen behalwe nou die peoples? Wow, ek het plastic pothouers, het ek kurteels gekry, dun kurteels. Ek het hulle omgesit om die pot en ek het dit dan
floriste verkoop. Jy weet, verskillende sizes. Ja, dit was ja, ek het alles probeer, jy weet. Iemand se kombuis, teels gelê. Ek het nie eens geweet om teels te lê nie. So ek weet nie of daai vloer bestaan nog. Ja, en kyk my, omdat ek moes kampe doen, wil mense nie meer aanstel nie. Jy weet, as jy na onderhoud gaan, dan vra hulle vir jou, het jy nog kampe? Ek sê ja, sorry, ons kan jou nie vat nie. So was harde tye, maar ek dink dit het my sterker gemaak om te leer om te survive. Want onthou my vrou, ons kind was klein en ons, ja, it's just a learn of survival. Jimmy is nie in Suid-Afrika gebore nie. Nee, ek is in Angola gebore. Ek is nog in Afrika gebore, maar in Angola. En ja, ek het hier gekom toe ek 5 jaar oud was, ja. En jou pa, watter bedryf was hy daar in Angola? Hy het die eerste travel agency in Angola wat vir Air France was. So ja, so het maar 'n lekker lewe gehad. Angola was 'n fantastiese plek. Ek dink hulle het Luanda genoem die Rio of Africa. Daai tye. I mean, jy praat nou van die 50s. Daar was yachts en die mense het ja, so ja. En toe kom jy Suid-Afrika toe en jy beland in 'n baie interessante skool. Ja, ek was eers in Holy Cross Convent in nonne. Hulle was taai. Hulle het my hart geleer. Jy weet, met die kleureborsel. So ja, en ek kon nie Engels praat nie, so ek het se A en se B en gefail omdat ek nie Engels kon praat. En toe doen ek standaard 1 en standaard 2, ek dink in 1 jaar om by te kom. Ja. En toe leer jy nogal Afrikaans ook praat. Vandag praat jy baie lekker Afrikaans en jy beland in 'n baie klein dorpie oor die berg. Yes, ek was in Verliersop in die koshuis daar, standaard 3. En toe kry ek nog 'n toekenning van Sir De Villiers Graaf, 'n boek vir best improving Afrikaans student toe, want dit was 'n Afrikaanse skool. Maar dit was baie lekker daar in Verliersdorp. Ek het net huis toe gekom een keer 'n term, wat noem jy term in Afrikaans? Ja, kwartaal. Kwartaal en so as die ander kinders huis toe gegaan het, ek en 1 of 2 wat nog gebly het daar, het ons baie die berg geklim daar, gaan klei lat gooi en daar was 'n dam daar bo, ons het 'n bietjie vis gevang? Nee, wow, dit was meer 'n raft wat op die dam was daar en ja, as ons terugkom koshuis toe is ons vuil. Jy weet, vol modder. Ja, dit was baie interessant so. Daar was 'n baie lekker Afrikaanse liedjie wat jy gesing het as jy so in die bus oor St. Lauries pas ry terugkom huis toe. Wat was daai liedjie? Ja, was Bobbejaan klim die berg. Kan jy hom nog sing? Ek kan, maar ja, my stem is nie so lekker. Wel, Bobbejaan klim die berg, so hastig en so lastig, Bobbejaan klim die berg. Lekker Jimmy. Ja. Dit laat dink jou terug aan daai wonderlike dae. Is dit nie 'n mooi gesig as 'n ou so oor St. Lauries pas kom nie? Behalwe as die wind natuurlik erg waai, dan moet jy meer in die stuurwiel vasklou as wat jy kan kyk wat daaronder aangaan, hè. Yes, dit is so. Ja, ons het in Tamboerskloof gebly so. Ja. Op 'n stadium het jy en jou pa so ietsie saam aangepak, spesiaal vir die Portugese gemeenskap. Ja, ons het personalized wines, wyne gedoen, waar ons eie label, etiket op wyn gesit. Ons het wyn gekoop van wynplase. En toe later begin ons eie brandewyn, maar met 'n bietjie hout ekstrakt in en jy weet, meer Portugese smaak. En daar die Portugese community, ja. Ja. En op 'n stadium in jou lewe, Jimmy, het jy in die restaurantwese betrokke geraak en ek het vir jou vroeër toe ons nou so 'n bietjie gesels het vir jou vra maar Jimmy, kan jy kos kook? En jou antwoord was? Ja, my pa was 'n baie goeie kok. Ek het altyd langs hom gestaan toe hy gekook het. So ek het niks ondervinding van kook. Toe en my vrou van ek kon nie gewone kos maak, maar nie gourmet kos nie. So ja, het was 'n challenge om jy weet nou soek iemand 'n rare steak of 'n medium rare steak of 'n well done. So ons het mooi uitgewerk, jou well done steaks gaan eers op en dan jou mediums later en dan jou rare of medium rare
Ja, so Hoe voel jy oor 'n well done steak? nee. Nee, ek was een keer by 'n restaurant en dit was in Maitland, 'n Italiaanse restaurant. En toe bestel ek 'n fillet mare. Toe bring die eienaar was die ou wat ons bedien, hy was 'n regte Italianer. Hy was nie baie happy met hierdie storie. Hy gooi dit voor my, sê, "Here's your jelly." Ja, so ek hou van my steak rare of medium rare. Ja, natuurlik elkeen het sy eie keuse hoe hy dit wil hê, solank hy dit geniet. Dis die belangrike deel. Solank jy 'n lekker sous opsit nie. Ja, daar raak jy nou in die regte ding. So baie hoe kom ons praat van die sous, want jy's nou in die restaurantwese, jy begin, jy leer om die mense wat kom, jou kliënte, hulle gelukkig te hou met kos, maar ons ou te sousie nodig oor daai stukkie vleis, nê? En exactly, wat het toe gebeur? Ja, toe moes ons sousie meng en uittoets en al daai en ja, toe begin, jy weet, die mense kommentaar gekry, jy weet, is te soet, is te sout, is so 'n tydjie gevat om dit by die regte. Kyk, ons original sous was, jy kan dit nie nou maak soos ons gemaak het daai tyd, want dit was klein batches, nou is dit mass production, jy weet, maar is nog, daai sous, onthou het uitgeskei, jy weet, die herbs bo, en dit nie baie mooi gelyk op die rak nie, so ons moet dit uitgesorteer het, ja. Maar daai eerste sous, het jy my vertel, was daar 'n emmer en 'n houtlepel by betrokke? Ja, toe, kyk, ons het daar by die restaurant sous gemaak vir die steaks en die burgers en die ribs, en toe ons die restaurant verkoop, toe nou, ons wil eers 'n coffee shop oopmaak, toe, jy weet, net om 'n 8 tot 5 besigheid te hê, want toe ons was 10 jaar in die restaurant, was 7 dae 'n week, het was tot 4-5 uur in die oggend, so het was 'n bietjie taai, en het het ons gesondheid aangetast, jy weet, en ja, toe sê ek my vrou, ons gaan huis toe, ons bly 'n maand by die huis, en dan sal ons sien wat ons gaan doen. Het was nie eens 'n week, ek sê my vrou, ek kan nie so sit nie. Wat gaan ons nou doen? Ek kom ons maak die sous. Maar toe ons die restaurant nog gehad het, het ons kliënte het hulle 2 liter bottels gebring, en ons het die huis toe gevat, en toe begin ons, in Boston was daar Basil's, ek dink is Basil's supermarkt. Ja, dis korrek. Ja, so hulle het begin koop van ons, en 'n paar slagterye in Durbanville en Belleville. So ja, so toe ons huis toe getrek het, na ons verkoop het, toe was daar klaar 5 of 7 kliënte, jy weet, en 'n paar private mense, ja. Die labels, soos hulle sê, die etiket, wat op hierdie bottels is vandag, dis nie die oorspronklike nie. Wat was daai oorspronklike en hoe dit gewerk? Nee, het was 'n baie plain label. Ek het dit self geteken, want ons het nie geld gehad eintlik. En hy was nie eers self-adhesive. So ek moes al die labels op 'n tafel sit en met gom op elke label sit en dan op die bottel plak. So ja, dit was interessant. En daai eerste, skus Jamie, daai eerste afleweringe was natuurlik met 'n baie goeie voertuig gedoen, hè? Ja. Ek het 'n ou 1200 Datsun bakkie met 'n gat in die vloer waar jy kon sien alles wat aangaan in die pad as ek ry. Maar hy het ons baie gehelp, jy weet, ons het hom volgelaai sous. En ja, dit was 'n klein begin. Maar dit was goeie tye gewees en vandag om terug te dink daaraan, natuurlik 'n wonderlike memory, soos sê, maar wanneer jy binne in daai tyd is dit nie so eenvoudig nie. Nee, was nie. Maar was daai tye, ek onthou die een keer het ek my voet gebreek en toe moes ek aflewe. Toe gaan ek met 'n gips en in die reën, dit was in die winter, en ek moes die sous aflewe by 'n slagtery. Niemand kom help jou. So ek het hinkepinke ingeloop met my bokse. Ja, so maar dit gedoen. Ek was fiks, was jonger en was net lekker om 'n lekker orde te kry. Jy weet, so Jimmy, jy sê vir my dat ons het almal finansies nodig, geld nodig om natuurlik suksesvol te wees, om ons rekeninge te betaal, maar dis nie jou hoofpassie. Hoekom jy voortgaan met Jimmy Sauces nie? Ja, vir my is dit
jy weet die terugvoering wat ons kry van ons kliënte, jy weet op Facebook of die video's wat hulle stuur van TikTok waar hulle die sous gebruik en jy kry so 'n goeie gevoel as mense bereid is om kyk, daar's baie sous op die mark, jy weet, om jou sous te mention en gesê hoe hulle dit geniet. So ek kry meer, hoe kan ek sê, ek het more genot daaruit. Kyk, die geld kom saam met dit, jy weet, maar dis nie ons main focus nie. Ek is nie geldgierig of ons lewe basiese lewe, ons jy weet, ons lewe bietjie beter toe as in die vroeë dae, maar ek hoop so. Ja, maar ons is nie spandabele mense en dit, jy weet. So ja, jy moet jou voete op die aarde bly. Ek dink dit is baie belangrik wat jy nou noem, al is 'n mens hoe suksesvol, en ons het vroeër gesels met Marius Opperman van Buite Expo en Trio Events, juis oor celebrities, en dat jy in my oë is 'n celebrity in Suid-Afrika, meneer Kaptein Sous, maar tog, oral waar ek jou sien ek altyd hierdie nederige mens, wat graag met ander mense gesels. Ja, nee, ek hou, ek kan met alle tipe mense, jy weet, ek sit nie vas in 'n groef omdat ek nou bekend is en ek beskou my sous as die famous, nie ek nie, ek is net die ou agter die souse. Sedert die oorspronklike sous ontwerp is daar in die emmer met die houtlepel, het jou reeks natuurlik heelwat uitgebrei. Yes, dit. Ja, ons het die begin net gefokus op die steakhouse, dit is ons grootste verkoper. En stadig het ons nou ander souse uitgebring, jy weet. So ja, ons het nou chicken marinade, relish, pepersous, sweet chili, barbecue, Shishanyama sous. So ja, ons het sous vir alle tipe disse. Jy het nie prego nie? Nee. ons bring maar ons kom nog met dit, ja. Ja. Nee, ek trek sommer jou been, Jimmy. Die besigheid natuurlik kon nie net Jimmy en sy vrou bly nie. Deur die jare het dit ontwikkel in 'n baie groot organisasie en jy's bevoorreg om 'n familielid saam met jou te hê, behalwe dan jou vrou wat nog saam in die besigheid is, maar ook 'n ander familielid. Ja, my dogter, ons het net een dogter en sy's fantasties. Sy's soos 10 dogters, sy doen alles. Ek weet nie hoe sy dit doen, waar sy die krag kry en wat is haar naam, Jimmy? Michelle, yes. So Michelle is jou regterhand en linkerhand. Linkerhand, sy doen alles vir ons. I mean, tot in ons persoonlike lewe. Sy ran ons persoonlike lewe, ons besigheid, haar familie en vriende en jy weet. So ja, ek weet nie hoe sy dit doen, maar sy is 'n wonderlike persoon. Jimmy, ek wil net graag weet, jy is natuurlik nie 'n winterpersoon nie, maar ek wil net weet, jy's op pad oor die water, maar het sy vir jou verlof gegee, toestemming? My dogter, ja. Nee, kyk, ek is semi-retired, so belangrike goed wat ons doen nie besig sal sy bespreek met my, maar alledagse goed gaan sy maar aan en ek vertrou haar en sy doen 'n baie goeie werk daaroor, ja. Wat is die rede hoekom jy nie van die winter hou nie? Ek het gesê, ek hou nie van 'n koue toilet seat. Almal lyk vaal en sy neuse loop en jy weet, en ek is in Angola gebore, so ek is in die tropies gebore, so ek is gewoond aan die hitte. My vrou hou nie van die hitte. So ongelukkig, dis een ding tussen ons. So sy bly hierso. So ek gaan en sy sal seker kom in September of so, ja. Dis amper soos daai liedjie wat gaan tussen my en jou, lê daar 'n berg, maar tussen jou en haar lê daar 'n winter. Daar lê 'n winter, ja. En jy weet ek koue voete, ja, lief vir my. Koue voete, warm liefde, is dit nie? Ja, maar in die lang aande. Jy weet, ek vind die winter, ek raak depressief as dit nie son skyn. Jy weet, as dit vir dae oor bewolk is, jy weet, dan raak ek 'n bietjie depressief. So ek hou van my son en dis ons het daai keuse gemaak. Jimmy, in jou geskiedenis van jou besigheid,
Wat flits terug? Wat sou jy sê was jou hoogtepunte geweest? Wel, die hoogtepunte was dat ek en my vrou hoe ons saam gewerk het en hard gewerk. Jy weet, sy het die sous gemeng, ek het dit verkoop. Jy weet, en toe ons dogter wat in die besigheid ingekom het en soos 'n wonderwerk en ons is baie geseënd. En ja, ons train nou ons kleinseun Manuel. Hy is nou in New Zealand, maar hy kom nou terug in Mei. En ons dat hy leer die besigheid, so hy doen business management. Hy is besig om dit te studeer. My kleindogter is nog 'n bietjie jonk, sy is 14. So ja, so hopelik kan sy ook in die besigheid inkom. Want jy wil daai continuation hê, jy weet van. En ons is baie geseën dat ons familie kan die besigheid continue, want dit werk nie altyd met 'n familiebesigheid dat jou kinders kan aangaan met dit. Dis korrek. Dis baie uniek dat dit suksesvol is, maar ek is oortuig daarvan met jou persoonlikheid en jou familie gaan julle voortgaan om 'n baie suksesvolle besigheid te wees. Yes. Jimmy, die woord passie. Wat beteken dit vir jou? Passie is passie vir wat jy doen, passie vir jou produk. So passion is that's what we built into the sauce. Mense vra altyd wat is die secret bestanddeel in ons sous? En ek sê passie. Jy weet, ons gebruik dit self. My vrou gebruik in elke dis wat elke dag wat sy maak. So ja, en soos ek sê, is altyd lekker om te sien hoe veel duisende mense daar buite dit geniet. Jy weet, dit is nie net in Suid-Afrika, ons is in New Zealand, al Suid-Afrikaanse winkels, New Zealand, Australië, Amerika, Canada, in UK, jy weet, so ja, in Europa, ja. Jimmy, dankie vir die sous wat jy uitgedink het. Dankie dat jy het gemeng het met daai houtlepel en dat jy die wêreld Suid-Afrika regtig waar aan die praat het. Want oral waar ek gaan is rondom 'n braaivleisvuur sê mense vir my maar ek braai nie sonder Jimmy nie. Ja. En jy's 'n huishoudelike naam in meeste Suid-Afrikaanse gesinne en baie dankie daarvoor en alle voorspoed. Geniet jou oorseese reis, rus lekker en kom met nuwe energie terug. Dankie Herman, dankie vir jou ook. Ja. Dankie vir my kliënte. Die mense, ons verbruikers. Dis natuurlik belangrik. Ja, nee, hulle is so sonder hulle sal ons nie bestaan nie, ja. Dis soos ek altyd sê, Jimmy, as jy 'n artist is, 'n sanger, bekende toneelspeler, as niemand kom kyk nie, is ons maar net niks werd. Dis reg. En God above. Dankie Jimmy. Thank you, Herman.